Psalm 115 maak deel uit van die 5de bundel van die Psalmboek en dit is Psalm 107 tot 150. Die klem van hierdie boek is op die woord van God, op van hierdie hele bundel. Is op die woord van God en nou verband met Deuteronomium in die Pentatoog, as julle nou sal onthou. Psalm 115 is 'n roerende uitroep van aanbidding in die vertroue in die Here te midde van 'n wêreld vol afgode en menslike trots. Die Psalm begin met die erkenning dat die eer en heerlikheid nie aan die nasies se afgode gaan, toegeskryf en gegee moet word nie, maar aan God alleenlik, net God. Die afgode van hierdie tyd was simbolies van mag en rykdom, maar hulle was hol en doof vir die gebede van hulle aanbidders. Die hoofpunt van Psalm 115 is 'n duidelike teenstelling tussen die lewende God van Israel en die leë God afgode van die wêreld, in die omliggende wêreld. Die skrywer beskryf hoe God in die hemel is, doen wat hy wil en die volk seën, sy volk seën. Daarteenoor is die afgode sonder lewe, sonder krag, sonder om te kan sien, hoor of praat. Nou in die tyd wat ons nou leef, 2024, is daar baie dinge wat ons fokus, ons tyd en ons energie en ons aandag opneem. Dit is belangrik om in die groep daaroor te gesels en mekaar bewus te maak en te help om bewus te raak daarvan, die dinge name te gee en ook dit wat ons fokus absorbeer te hanteer. Die Psalm moedig ons aan om te kyk na waarop ons vertroue stel en waar ons aanbidding op gerig is. Dit herinner ons dat die ware vervulling en seën slegs gevind kan word in die lewende God wat luister, wat antwoord en sy mense liefhet. So, ons kan 'n paar vrae vra saam wanneer ons nou lekker gesels. Waarop fokus jy jou lewe en jou energie? Is dit op dinge wat vergaan, wat leeg is, wat hol is, oppervlakkig is, wat geen vervulling bring nie? Of is jou aandag gefokus in jou lewe, in jou werk, in jou verhoudings gerig daarop om God te verheerlik as die ewige en die waaragtige God? In julle leefgroepe, as julle nou met die leefboek hanteer, is daar riglyne wat voorgestel het dat julle vers 1 moet lees met 'n Bybeltegniek wat ons pronouncing genoem word. Kyk hoe dit nogals 'n redelike kreatiewe perspektief vir 'n mens losmaak wanneer dit so gelees word. En ons hoop julle kuier lekker, gesels lekker.